Goeiemôre gemeente. Welkom aan elkeen van julle. Dit is lekker om julle te sien. Mag vanoggend se diens vir julle tot seën wees. Mag julle God se stem hoor en mag elkeen van ons werklik iets hoor by die Here wat ons saam moet vat in die week wat voor. Ons lees vanoggend uit twee gedeeltes uit Eksodus 27 en ook Romeine 12. En my vraag wat ek vra vir ons as tema, brand die altaar se vuur nog, brand die altaar waar die offer gebring was aan die Here, brand daai vuur nog, en waar is daar die vuur in vandag se tyd? Ons raak rustig so met die begin van die diens, waar ek nog volgende gaan lees. Nou as mens mismoedig raak, of jy weet nie dalk wat, waar gaan jy uitleg kom in die lewe? Of daar lê iets groots voor jou en jy moet by mekaar skraap om hierdie ding te kan oorkom. Dan sê die Here vir ons in Psalm 121. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel. Hy wat jy beskerm, slaap nooit. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer in en hy slaap. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Here, help ons vanoggend om net te bewus te word van die feit dat ons moet opkyk na die berge. Ons moet weet waar ons hulp en leiding in die lewe vandaan. Dit kom van die Here Jesus Christus. Hy wat die skepper van die hemel en aarde is. Hy wat aan die kruis vir ons elkeen gesterf. En mag ons vanoggend, Here, ook opkyk na U Here. Hier waar ons in die huis is, om ontmoeting met U te hê. En dat ons met enigiets na U toe kan kom vanoggend, Here. Groot of klein. En ons mag aan U toe kyk. En vra, Here, en sê, Here, my hulp kom van U af. Here, mag U vanoggend se erediens seën, Here, en mag U vir ons leiding gee, berusting gee, en mag U ons ook aanspreek as daar areas in ons lewe is wat aangespreek moet word. Ons bid in U naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl ons sing, gaan ons soos 'n wilsrok saam sing. Die twee, ons gaan 2 maal lees.
gedeelte wat ek julle gaan sê, julle terug, ek gaan herhaal die hele tyd, en dan antwoord julle met die gedeelte in rooi, met die dikteer so lekker heeltemal is. So ek gaan sê, ek is die Here jou God wat jou in Egipte die plek van slaverny bevry het, en dan sê julle saam hardop, jy mag naas my geen ander oor hê, gaan ons my volgende word. Kom ons staan asseblief. Jy het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Ek is die Here jou God wat jou Egipte uit die plek van slaverny bevry het. Geliefdes, voor God se wet staan ons almal skuldig. En elke week moet dit hoor, want elke week moet ons kyk na die kruis. En soos wat ons gelees het in Psalm 121, as ons opkyk na die berge, moet ons opkyk na die kruis. En sê, Here, dankie dat U aan die kruis gesterf het vir my sondes. Dankie, Here, dat U gesterf het in my plek, omdat ek nie heeltemal kan betaal vir my sondes. Dankie, Here, daarvoor. En dankie, Here, dat ons vrygespreek is van die wet, Here, maar mag ons nooit vergeet dat die wet is altyd maar daar by ons, as 'n maatstaf, as 'n spieël waarna ons onsself meet. En mag ons elke week, elke dag, as gelowiges en as 'n gemeente daarna streef om al hoe meer soos U te lief. Amen. Geliefdes, kom ons bly so staan, en ons gaan antwoord in die volgende liedere. God is liefde, kom kinders besing, en dan Here, ons sal U lief.
Here ons neem dit so vanselfsprekend dat ons in die oggend sal kan opstaan, dat ons dinge kan doen, onsself versorg, regmaak en in die kerk te gaan het. Here, ons vergeet dat ons as mense is maar broos eintlik, Here, en dat ons is heeltemal afhanklik van die genade, van ons gesondheid, vir soveel baie dinge in die lewe. En daarom, Here, sê ons vir U dankie, omdat ons vanoggend opgestaan het, en dat ons in die huis mag wees. Here, dankie vir die voorreg, omdat ons in die huis mag wees. Weer eens, Here, neem ons dit vanselfsprekend om na die huis te mag kom. Maar as miljoene Christene in die wêreld, wat vanoggend nie mag na die huis toe gaan, waar die geloof verband is, waar die kerk verband is, en die geheime by mekaar kom, waar hulle ook eers gebou het, waar hulle in 'n oorlogszone moet leef, moet ons vir U sê, dankie, Here, dat ons vanoggend na U huis toe mag kom. En daarom, Here, as ons nou in die huis is, Here, en waar ons nou saam gaan lees in die woordtyd, bid ons, Here, dat U werklik sal spreek van U woord. Dat die woorde lewendig sal raak, in ons koppe, in ons harte, en dat ons dit sal gaan uitleef, dit wat ons gehoor het. Dankie vir al die liefde en genade, Here. En Here, ons bid dit nie omdat ons dit doen, maar omdat U 'n God is van groot genade. Amen. Nou, voor ek gaan lees, wil ek eers hoor, as die kinders al in die kerk. Die kinders in die kerk. Ek gaan nog onderkom, kinders kom nie voor, asseblief. En julle hou 'n lekker vakansie, maar kom so 'n bietjie. Soos jy ook 2 kindertjies, asseblief. Kyk, lekker goed, hè? Lekker goed. Nou, ek het gesê, hulle nooit kom te nooi, ek nie lekker. Waarom maar? Dis nou julle te baie, lekker, goed. Goeiemôre, maar. Julle ouers kyk, julle reg met die vakansie kyk, dit is wonderlik. Ek is baie bly, julle is hier. Lief van julle ook nog 4 toe maak, om te braai, by julle aan braai. Die van julle met 2 te bly, maak het. Ek kom nou ons te doen. Nou hier voor ek nou so klein net hout, studies hout, sommer net so stapeltjie gebou. So die brand, né? Nou wat braai ons gewoonlik op 'n vuur? Vleis gewoonlik, né? Nou in die wat se vleis braai jy gewoonlik? Springbok, né? Lekker. Skaapvleis, hè? Dit gaan wat braai jy? Skaap. Bees, vark, hoender, né? Maar as nou in die middel van die maand moet hulle vark en hoender braai, né? Dat is ander vleis op. Nou, weet jy dat in die Bybel word al gepraat van braai, né? Weet jy dit? En noem dit net die braai, né? Dit is nie anders trek. Dit sê dit op spots gewys. Maar die Bybel sê dat die mense het baie keer skapies, beeste, boerbokke, ek het nou nie 'n boerbok kop nie, en duiwe gevat ook, en dit ook gebraai. Maar hulle het nie sommer net gebraai vir die lekker te wees, hulle het na die kerk gevat, na die tempel toe gevat, vir die Here gevat, en sê, Here, hierso is wat ons vir U. En dan moes hulle gewoonlik die beste skaapie gevat het, of as jou pa nou boer, dan moes hy nou die beste van sy skaap gevat, en hy moes dit in die tempel gaan gee. Hy sê, Here, ek gee dit vir jou. Of my beste bul, wat nog sneekstukkend is, of gebroken het, of wat nie, moes ek gevat het na die Here. En dan het hulle dit gebraai, en hulle het van het geëet tydjie, maar baie keer dat nie alles, tydjie alles wat opgaan in die rook, so dat het verbrand, en dan het dit was geoffer. So in die Bybel is het van offers, wat gevat is aan die Here. Dankie julle, dat julle hier so is vandag, al is het vakansie. Ek is baie bly dat julle is. Wat ek hier volgende Sondag? Kersfees, né? Wat gebeur op Kersfees? Die Jesus verjaarsdag is baie goed. Is dat? Julle moet soet wees, né? Julle kan gaan sit, dankie hoor.
Ons gaan nou 2 gedeeltes lees in die Bybel uit wat juist praat oor offers, oor die brand en altaar, die brandofferaltaar. Kom ons lees dan eers uit Eksodus 27 uit, vanaf vers 1 tot 8, Eksodus 27, en dan later ons op Romeine hoofstuk 12 lees. Een gedeelte uit die Ou Testament en die volgende gedeelte uit die Nuwe Testament. So hier in Eksodus sê die Here nou gee van 'n opdrag oor hulle na altaar bou, wat en hy gee nou spesifieke instruksies van hoe die altaar moet lyk. En hoe hulle die offergawes dan moet bring na die altaar. Ek lees vir ons dan in Eksodus 27. Jy moet 'n altaar van horinghout maak, 2,5 meter in vierkant en 1,5 meter hoog. Jy moet horings maak aan sy 4 hoeke. En dit moet eenheid met die altaar vorm. Jy moet die altaar met brons oortrek. Maak potte om die as te verwyder, ook skoppe, kommer, virke en vuurpanne. Jy moet al hierdie toebehore van brons maak. Jy moet 'n bronstraliewerk om die altaar sit en 'n brons ring aan elke boonste hoek van die traliewerk vassit. Sit die traliewerk onder die rand van die altaar vas, sodat dit halfpad in die altaar afloop. Jy moet draaghoute van horinghout vir die altaar maak en dit met brons toetrek. Die draaghoute moet deur die ringe gesteek word. Die draaghoute moet weerskante van die altaar wees om dit te kan dra. Jy moet die altaar van plank maak in die vorm van 'n kas. Maak dit presies soos dit vir jou op die berg gewys is. Ons lees dan eers daar en dan gaan ons nou oorgaan na Romeine toe in die Nuwe Testament, hoofstuk 12. Vanaf vers 1. En nou wil ek 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet oefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Vers 3. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die mate van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik 'n lede van mekaar. Vers 6. Ons het die genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawes om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En ons lees dan net op daar voor. Nou in die Ou Testament, soos nou gehoor het en ook uit Eksodus gelees het, en ook die week in die dagstukkies, vir die van julle dagstukkies kry van my af, het ons 'n bietjie net geraak aan die praktyk van offers bring wat in die Ou Testament voorgeskryf word. Nou in die Ou Testament is daar 12 verskillende tipes offers. Daar is die brandoffer wat gebring moet word, waar nou 'n stuk vleis is, of 'n deel dier of so, dan moet daai dier geoffer word. En nou interessant genoeg, dit gaan vir die mens daaroor dat die rook en die geure wat jy nou kry van die offer, van die proses van offer, vaar op na bo toe. En dan moet dit vir God lekker ruik en aanneemlik. Lees die later in die Bybel kry van dierrook, en dat ook in sekere kerke ook die gebruik van dierrook. En gaan ook daai lekker reuk
wat op moet gaan na God en vir God 'n lekker en aanneemlike reuk. Die woordjie haleluja het ons so baie gebruik. Beteken, wat sê haleluja sê ons bring op na die Here toe, maar dit beteken letterlik in Hebreëus om iets op te bring na die Here. Dieselfde gemaak dat ons bring iets op na God. So dis wat die simboliek van offers in die Bybel te doen het. So het gaan daaroor dat ons iets moet bring na die Here toe en die Here moet dit aanneemlik vind en dit moet reg en goed wees vir God. Nou, die offers word gebring om versoening te bring. As daar iets verkeerd is tussen die mens en God, word die offer gebring deur die mens om daardie verhouding tussen hom en God, of tussen haar en God, dan weer reg te maak. En sê, Here, jammer vir wat ek gedoen het, kom maak my verhouding met U weer reg, aanvaar my weer, hier is ek sê jammer, ek berou, aanvaar ek. Dan sal offers in die Ou Testament waar die boere vir die Here dank gesê vir die goeie oester wat hulle gehad het. Die mense daai tyd het ook maar geleef baie afhanklik van die natuur. Die boere het maar geplant net wat hulle kon en hulle het maar baie uitgelewe. En dit was heeltemal vir hulle geloofsaak ook om te plant, om diere te hê en hulle alles dan opgedra ook aan die Here. So het mense ook van 'n maaltye offers gebring om te sê, Here, dankie ons kan eet. En dankie vir ons kan eet, Here. Dis ons heilige handeling. Dis ons heilig dat ons iets kan eet. Want ons Here kom vir U. En dan was ook sondeoffers waar mense spesifieke goed moes gebring het vir God om sondes te betaal vir hulle sondes. En as jy dan die Rooms-Katolieke tradisie gegaan, het hulle baie ernstig en op baie dieper, fynere detail ingegaan in die middeleeue waar hulle 'n lys gehad het van verskillende sondes. En as jy nou iemand doodgemaak het, dan moet jy R100 betaal, as jy op die vrou verneker met R80 betaal, as jy gevloek het met R50 betaal, sê maar skiet. Daar's 'n lys gewees van sondes en die prys wat daar opgeword kan word. So mense kan baie puntenerig raak oor hoe werk hierdie offer. Maar die belangrike ding van hierdie offers is dat dit gebring is deur mense aan God om te sê, Here, jammer vir my lewe en dit ding wat verkeerd is in my lewe en ek wil my lewe regmaak. Ek wil die saak regstel. En hierdie wat ek vir U bring, Here, is die beste wat ek kan bring. En dis volgens U voorskrifte en ek wil hê U moet aanvaar. So ek moet iets vir myself gegee vir God. Dat hy aanvaar en dat die saak dan reggestel word. Dis nie sommer net iets ek doen gou EFT en sê, Here, dis dit ek moet iets vir myself bring na die Here. Ek sê, Here, ek gee myself vir U. Ek gee my beste wat ek het. Gee kan U. Want ek wil my lewe weer reg. Maar so dit gaan gewerk in die Ou Testament dat hierdie stelsel het net by tye mag gewerk. Of eintlik maar nooit gewerk, ons maar so. Want die persoon sal nou sy offer bring en môre dan doen hy weer hy sondes. En dan is die verhouding tussen daai persoon en God alweer gebreek. En baie van hierdie offers was net een keer 'n jaar gebring, soos by Paastyd, al die sondeoffer. En dan moes die persoon weer gewag het vir 'n jaar voordat hy kan vergifnis gevra, werklike vergifnis gevra en betaal het vir sy sondes aan die Here. En hierdie stelsel het nie meer gewerk. En dis waarom God dan dit so beskik het dat hy sy seun gestuur het, Jesus, wat ons volgende naweek gaan vier, dat Jesus gekom het as 'n babietjie. En dat hierdie Jesus groot geraak het en dat hy as 'n lam dan nou moes geslag word aan die kruis. En dat Jesus as die perfekte offer gekom het, sonder gebroke, sonder foute. En dat hierdie offer, hierdie lam, hierdie dier aan die kruis gesterf het vir die mense van destyds, maar ook vir my en vir jou. Want God het net weer eens besef en hy so beskik dat ons as mense sal nooit ophou om sonde te doen. En niks wat ons kan bring
is genoeg, of reg genoeg, is perfek. Ons kan ons gedeelte van die kontrak, kan ons nooit ooit kan bybring. Daarom het hy self die lam gestuur, wat ons gesterf het vir ons sondes, sy bloed moes gevloei het, sy liggaam moes gebreek gewees het, as perfekte offer vir ons. Maar as mens nou in vandagse tyd nou hierdie gedeeltes in die Ou Testament lees oor die offers, dink jy dalk by jouself, maar Here, hoe werk dit in vandagse tyd? Hoe bring ons offers nog aan U? Nou, ek wil net sommer dadelik sê, Jesus het nog 'n offer vir ons sal nooit ons eie saligheid of eie verlossing kan koop nie, want Jesus is die perfekte ding, hy is klaar 100% betaal vir ons offer. Maar in die Ou Testament is daar 'n belangrike beeld van 'n vuur wat brand by die altaar. As jy dit voorkyk, 'n vuur wat simbolies brand by God se altaar. Om te sê dat bring jy 'n offer vir my, bring jouself na my toe en dit word verbrand en is my aanneemlik en goed en reg. Ons is vandag se tyd ons vra, Here, maar waar is die altaar? Waar is die plek waar U gedien word? Waar ons dan moet kom? Waar is die offers wat vir U moet brand? Waar is die aanneemlike reuke wat vir U goed en reg wat moet opvaar na U? En dan lees ons dat Paulus in Romeine 12 hierdie interessante beeld gebruik. Nou Paulus is 'n Jood, so hy is goed geleerd en hy is 'n goeie leermeester in terme van die Joodse tradisies en rituele, dat hy weet hoe werk die Joodse kom. En hy weet van offers bring. Hy self het in sy lewe heeltyd gebring aan die tempel toe en mense aangekondig, mense gesê hulle moet offers bring aan die Here. Dan maak hy hierdie interessante vergelyking in Romeine 12 wat ons nou gelees het. Dan sê hy vir ons en vir die gemeente in Rome, bring julleself, gee julleself aan God as lewende en heilige offer. Interessant nie? Dis nie meer ons wat ons skape na God toe bring en sê, Here, hier is my beste skaap, hier is my beste os of bees, maar vergeef my sondes nie. Paulus sê, jy moet jouself kom neersit by die altaar. Jy moet jouself gee as 'n lewendige offer vir God. En jy moet aanneemlik wees vir God. Soos daai offers wat die Ou Testament gebring was, wat aanneemlik en reg moet wees vir God, so moet jy jou lewe aanneemlik, en so moet jy in diens van God aanneemlik en reg wees, goed wees vir God. So, ons is nou die offers wat gebring moet word aan God. Ek moet myself gee aan God. En sê, Here, ek gee myself aan U in diens van U. En dan in die Bybel, in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament, lees jy telke male dat die Heilige Gees vergelyk word met 'n vuur wat brand. Na in Handelinge, as die Heilige Gees op die mense neerkom, dan is dit soos 'n vlamme wat op die mense neerkom. En ek wil daai vergelyking maak om sê dat die Heilige Gees wat in ons woon, wat die vuur is nou die vuur van die altaar, wat binne ons brand, en wat ons 'n lewendige offer aan maak aan God. Ons het die offer is onsself, en die vuur wat dit brand en wat dit aan die gang hou, en wat vir God aanneemlik maak, en die reuk wat opgaan aan God, is die Heilige Gees, wat binne ons moet wees, en aan die werk is vir God. Nou, ons moet dit nou probeer prakties maak vir onsself, vir ons lewens, as ons dit hoor, dat ons is die offers van God. Dit beteken dat jy, liefdes, jy moet jouself gee aan God. Jy moet nie verwag iemand anders moet maar in diens wees vir God en vir God moet werk en diensbaar wees vir God nie. Maar Paulus skryf in Romeine 12, ons moet onsself gee as offers vir God. En dit maak dat ons anders gedink moet dink oor die lewe en oor ons eie lewe. Ons lewens moet as offer dien vir God. Ons lewe, nie net 'n stukkie van ons nie,
Ons hele lewe moet op God se altaar neergesit word. Dit vra van ons 'n totale oorgawe. Ons sê, Here, ek leef nie vir myself. Ek leef nie vir my eie wil, vir my eie begeertes. Ek leef vir U. En ek plaas my hele lewe op die altaar. Ek is in diens van U. Paulus skryf, ons moet nie gelyk word aan hierdie wêreld. Onthou die offers wat gebring is in die Ou Testament moes perfek gewees het. Jy kan nie sommer jou enigste skaap of jou lelikste skaap vir God gebring nie. Jy moet jou beste en mooiste skaap of wees vir God gebring. Daarom, as jy jouself gee aan God, moet jy jou beste vir God gee. En dit beteken dat jy in 'n sekere manier moet leef. En dat jy juist heilig en rein moet leef teenoor God. Daarom sê Paulus in Romeine 12, ons moet nie gelyk word aan hierdie wêreld. Ons moet anders wees as wat hierdie wêreld is. Deel daarvan, hoe ons dit reg kry is, ons moet God toelaat, sê Paulus, om ons lewens te verander. En hoe doen hy dit? Deur ons denke te vernuwe. Ek dink dit is aangrypend dat Paulus dit skryf. Want kom ons dink bietjie oor ons eie lewens, ons is baie keer vasgevang oor ons eie denke. Ons dink in ou maniere van doen en dink en leef. Ons dink oor onsself en oor ou maniere en ons dink onsself, ek kan nie verander nie, ek sal nie verander nie. Ek is maar wie ek is. Dan sê Paulus dat God jou lewe verander deur jou denke te vernuwe. Dat jy begin anders te dink oor jou lewe. Begin anders te dink oor jou uitdagings, begin anders te dink oor jou lewensomstandighede. Daarom as ons onsself gee as offers vir God, moet ons denke ook vernuwe oor hoe ons God dien en hoe ons diens staan van God. Want dan skryf Paulus, moet ons kan onderskei wat is die wil van God en wat is my eie wil. Want baie meestal in ons lewe dan sukkel ons aan. Ons volg dit ons eie wil. Of ons volg die wil van ander mense. Maar Paulus skryf, ons moet God se wil volg in ons lewe. Ons moet kan onderskei oor wat is God se wil vir my lewe? Wat wil hy hê moet ek doen en hoe moet ek doen en wat moet ek doen? En wat is my eie wil? Heeltyd moet ons dit onderskei, sê Here, ek moet doen wat U wil hê ek moet doen. Ek moet alles in my lewe daaraan kan meet. Dit sê Here, ek wil volgens U wil leef in my lewe. En dan moet ek kan vra, Here, is die dinge wat ek doen in die lewe en hoe ek dit doen, is dit goed en aanneemlik vir U? Nou in die Ou Testament as mense verkeerde offers vir God gebring het, was hulle lelik gestraf. Wat het met Kain en Abel gebeur? Die een se offer was aanvaar, die ander se was nie aanvaar. En dit het veroorsaak 'n familiemoeries veroorsaak en die een in Kain en Abel dan vermoor daaroor. So as my lewe dan 'n offer is vir God, moet dit tog 'n goeie en aanneemlike lewe wees vir God. Dit moet 'n goeie offer wees vir die Here. En dan beweeg Paulus my gebruik dit as 'n inleiding om die volgende paar dinge dan te sê. Dan sê hy ons moet 'n nederige lewe. Niemand moet veel meer dink van homself as wat hy behoort te dink. En dan sê hy klomp dinge wat jy moet doen binne die liggaam van Christus. Want hy het alles ook gebruik as 'n inleiding om te sê, op die ouende, as jy jouself gee as offer vir God, moet jy jouself as 'n offer gee vir God binne sy kerk. En jy moet diensbaar wees binne sy kerk, volgens al die gawes en talente wat God vir jou gegee het. Dan gebruik hy die voorbeeld om te sê dat ons is een liggaam, maar ons het baie lede. So dink myself aan ons as 'n kerk, ons is een kerk, een gemeente, maar ons het 12 verskillende gedeeltes binne hierdie gemeente. En elkeen van ons het 'n gawe of 'n talent gekry van God. Al is jy hoe oud of hoe jong, God het jou geskape met unieke talente. Miskien weet jy al die talente of ken jy dit, of miskien moet jy dit nog ontdek en dat die Here jou help
dat ek ontdek. Nou noem Paulus 'n paar van hierdie gawes, maniere van hoe jy 'n offer kan wees vir God. Hy gebruik profesie, so dis vir mense kan verkondig, mense wat dinge kan sê en 'n spreekbuis wees vir God. Dan noem hy die voorbeeld van om te dien, om die dinge te doen. Jy wil dalk nie eerder praat vir mense of dinge doen nie, jy wil eerder in die agtergrond dinge kan doen. Skoolgewas, skoonmaak, dinge kan doen, diensbaar wees vir God. Onderrig gee is een van die maniere om 'n Bybelstudie te kan lei, om 'n bidtijd te kan lei, om mense te kan leer van die Here en van sy woord. Bemoediging. Dalk is jy iemand wat daarvan hou om 1-tot-1 met mense te praat, om mense te kan bemoedig in hulle lewens, om hulle te help, om te lei. Om te kan gee, dalk het die Here jou geseën met genoeg om te kan gee en jou dalk om uit te deel aan ander mense. En dis die gawe wat God vir jou gegee het. Leiding te neem, om op die kerkraad te dien of op ander maniere 'n leier te wees binne die kerk. Dis dalk hoe die Here wil hê jy jouself as offer moet gee vir hom. En dan die ander voorbeeld wat Paulus skryf is om ander mense te kan help. Dalk het jy 'n passie binne jouself om om ander mense te kan help. Nou, as jy in die kerk dien of mense wil help, jy help nie jy doen dit op 'n terrein wat vir jou sleg is of waarvoor jou gawes nie daar gestel is. Maar dan gaan jy sukkel om aan die gang te kom en om dit voluit te doen. Want God roep jou volgens jou talente en gawes en dit wat vir jou belangstel en waarna jy belangstel. En as jy dinge moet doen waarvan jy hou en waarna jy belangstel, dan doen jy dit meer ywer en meer passie. Met 'n passie soos 'n vuur wat brand binne jou. Die Heilige Gees binne jou brand te sê, jy kan dit doen ten volle vir God. Maar vanoggend vra ek vir ons die vraag, brand jou altaar se vuurdoek? Of voel dit vir jou soos klomp as binne jou? Soos uitgebrande kole wat nie meer 'n passie het. Hoe voel jou lewe en hoe voel jou ywer om die Here nog te dien in jou lewe? Verlang jy na 'n vuur wat moet brand binne jou vir die Here? Voel jy dat daar iets moet wees wat net jou brandstaal op jou brand steek, sodat jy kan brand van binne af na buite toe in diens van die Here? Amen. Here, as ons vanoggend voor ons altaar staan, Here, voor U altaar, moet ons onsself nog vra, Here, brand ons altaar nog vir U, Here, staan ons in diens van U, soos 'n brandvuur wat brand, het ons 'n passie vir U? Of is ons kole vuur al dood, en as die kole of net as oor? Here, soos Paulus geskryf het in Romeine 12, moet ons onsself gee as 'n lewendige offer in diens van U. Nie net 'n stukkie van onsself nie, maar totaal en al in diens van U. En dat die Heilige Gees binne ons sal brand, soos 'n vuur wat brand. Dat ons passievol opgewonde sal word vir dinge van U. Vir U koninkryk, vir U kerk, en sommer net daar by ons huis, Here, waar ons eie huisgodsdienst moet hou, Here, by ons gesinne moet leiding neem met godsdienst. Here, help die vakansie, waar ons in die vakansie, dat ons bietjie oor hierdie dinge weer sal dink. Al moet ons weer met 'n klein vlammetjie begin in ons eie lewens. Al begin ons met 'n klein ding so stilte tyd. Dalk het ons afgelope jaar verleer om stilte tyd te hou, om tyd saam met U te spandeer. Help ons daarom dan, Here, om hierdie vakansie te gebruik om weer sulke dinge in plek te stel in ons lewe. Want so raak die vlammetjie binne ons groter en groter. En so kan ons 'n offer raak wat in diens is tot U, wat aanneemlik vir U is. Here, ons bid vir ons gemeente in hierdie tydperk ook, Here. Ons bid vir die boere en die plaasgesinne en die huis, die plaaswerkers almal, Here. Here, dankie vir die reën wat so geval het afgelope week.
Here ons bid vir ons land, vir Eskom en al sy uitdagings, waar ons, soos Psalm 121, dalk soms staan die Here en sê, Here, waar kan ons hulp vandaan? Dan moet ons sê, Here, ons hulp kom van U af. Ons Here, wat hemel en aarde geskaap. Here, mag die almal wat op die paai is in die feestyd ontseën, Here, en veilig hou, dat hulle die veilig sal terugkom. Here, mag U ons wees die week wat voorlê, en mag ons lewens soos 'n aanneemlike offer vir U wees. Ons bid in U naam alleen. Amen. Liefdes, dan net so die afkondigings, so volgende Sondag is dan natuurlik Kersfees, waar ons op Kersdiens gaan hierdie oggend, maar ons gaan ook nagmaal vier in die Kersfeesdiens. So 'n nagmaal in die diens. Ons gaan na die tyd ook vir julle net afkondig hoe dit gaan werk. Ons gaan waarskynlik die tafels hier binne hê met die wyn en brood, dat dit in die diens of nie in die kerkgebou kom haal, en dan dat ons dit so gaan saam dan van binne die diens. Dan die kinders wat julle prentjies geteken het, bring asseblief na die naamloop van die diens onder by die kansel, sal ek vir julle wag om julle sjokolades vir julle te kan gee. Dan ook as daar mense is wat siek is, of wat behoefte het vir besoek, dan weet my asseblief, sodat julle kan besoek in die tyd. So ons gaan dan afsluit ons diens met die volgende lied, die liefde van Jesus is wonderbaar. Daarna gaan ek die seëning spreek, en dan gaan ons ook amen sing. So kom ons staan asseblief vir hierdie afsluit. Ontvang hiermee die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.